Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die parlementêre ontheffingsproses te staak en die VF+ dien 'n dringende mosie by die Tshwane Metro in na die dood van 'n rugbygeesdriftige Hugo van der Berg verlede naweek na die Springbok-wedstryd op die Loftus Versfeld Stadion na sy dood in oop uitgrawings in Pretoria geval het. Goeiedag, dit is donderdag 16 Julie, die tyd het aangebreek vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is James Kemp. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 ontheffingsproses te staak. Ramaphosa wil hê dat die komitee se werk vereers opgeskort moet word, terwyl hy die onafhanklike paneel se bevindinge oor die Phala skandaal op hersiening neem. Opposisiepartye het die aansoek as 'n vertragingstaktiek bestempel. Ramaphosa se regspan voer aan dat dit onregverdig sou wees om die ontheffingsproses te laat voortgaan alvorens die hersieningsaansoek aangehoor is. Die voorsitter van die Phala komitee, Makashule Ghana, sê dat die komitee se werk, insluitend die aanstelling van 'n bewysleier en die voorbereiding van getuies, egter onverpoost sal voortduur. Die Openbare Beleggingskorporasie ondersteun sy nuut aangestelde waarnemende hoof, Patandwa Damoy, wat gister in die pos aangestel is. Dit kom nadat Patrick Lamini as uitvoerende hoof geskort is. Die OBK se batebestuurder word ook intussen deur die gedragsowerheid vir die finansiële sektor ondersoek, nadat hy glo die korporasie swak bestuur en onbehoorlik opgetree het. Damoy is 'n geoktroeëerde rekenmeester en het in April 2024 by die OBK aangesluit. Die OBK raad sê haar aanstelling sal verseker dat die korporasie se mandaat ongestoord sal voortgaan. Die staatsbeheerde batebestuurder is aan die stuur van 3,5 biljoen rand, wat die aftreegeld van staatsamptenare in die staatspensioenfonds, die GEPF, insluit. Die VF+ het 'n dringende mosie by die Tshwane Metro ingedien na die dood van 'n rugbygeesdriftige meneer Hugo van der Berg, wat na die Springbok-wedstryd verlede Saterdag in oop uitgrawings in Linwoodweg in Pretoria geval het. Die party eis 'n onafhanklike ondersoek en wil hê die verantwoordelike ingenieur en kontrakteur moet aanspreeklik gehou word. Die VF+ vra ook dat die kontrakteur op die swart lys geplaas, slagoffers of hul families vergoed en 'n volledige audit van groot bou- en ontwikkelingsprojekte aan die raad voorgelê word. Die party sê oop en onafgesperde uitgrawings hou 'n ernstige veiligheidsrisiko in en dat die metro 'n grondwetlike plig het om inwoners se veiligheid te beskerm. Dele van Gauteng, Mpumalanga en Noordwes kan die komende naweek lae waterdruk en selfs wateronderbrekings ervaar wanneer Randwater en Eskom met die tweede fase van beplande instandhoudingswerk begin. Die werk duur van môreoggend om 7uur tot Sondag aand om 7uur en sluit instandhouding aan Eskom se elektriese infrastruktuur by Randwater se Suikerbos suiweringsaanleg en die koppeling van nuwe waterpypleidings in. Randwater sê pompvermoë sal tydens die instandhouding verminder word en het munisipaliteite en ander groot watergebruikers reeds 21 dae vooraf in kennis gestel sodat noodplanne ingestel kan word om die uitwerking op watervoorsiening te beperk. Die onafhanklike verkiesingskommissie het die land se stemgeregtigdes daaraan herinner dat die tweede en laaste registrasie naweek voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die woordvoerder van die OVK, Tsemba Gadebe, sê kiesers kan by registrasiepunte registreer, op besonderhede bywerk of dit gratis aanlyn doen. 'n Geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument is steeds 'n vereiste. Die Suid-Afrikaanse Medisynebeheerraad, SAHPRA, het goedkeuring aan 'n Indiese maatskappy verleen om 'n generiese weergawe van semaglutide te vervaardig. Die Indiese maatskappy, Sun Pharma, sal meeding met Mounjaro en Ozempic, wat reeds in Suid-Afrika beskikbaar is. Die Indiese produk sal uit vooraf gevulde inspuitings wat weekliks toegedien word bestaan en sal binne die volgende paar dae in Suid-Afrika beskikbaar wees. Verskeie Indiese medisynevervaardigers het generiese weergawes vir medisyne teen diabetes en vetsug bekendgestel nadat Novo Nordisk se patent verval het.
Die Indiese produk kan tot 80% goedkoper wees as die van die Deense medisynevervaardiger. Dan jou nuus hier op Pretoria FM se platforms. My naam is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike aand verder.